Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre meneer Breitenberg. Meneer van der Westhuizen. Baie amptelik vanmôre. Ja. Gert, ons begin volgend by ons munisipale regerings wat nie goed lyk nie. Ja, dit lyk nie goed nie Jennifer. Ons almal waarskynlik nou al lank daarteen want soos ons al tevore gesê, dis die eerste vlak van regering waarmee jy te doen kry en geen Suid-Afrikaner het 'n goeie ervaring met sy munisipale regering glo ek nie. Daar is 1,4 miljard rand spandeer op sogenaamde finansiële konsultante deur munisipaliteite, maar slegs 41 van 257 munisipaliteite het 'n skoon audit gekry in die 2023-2024 boekjaar. Dis skrikwekkende nuus nie. Ja. En die regering beloof nou al die heeltyd, ons konsentreer op plaaslike regering, ons gaan die een afvaardig om dit reg te kry en daai een afvaardig om dit reg te kry, net niks gebeur nie. Soos die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke sê, dis elke jaar dieselfde storie. Elke jaar dieselfde storie en dit gaan net al hoe meer in agteruit. Jy weet, president Ramaphosa wil so graag beleggings lok nie. Maar wie gaan in 'n dorp belê as jy daar inkom, lyk alles net vervalle en riool loop in die strate rond en niemand gaan in daai dorp belê nie. Dis net ongelooflik hoe dit aangaan en net niks daaraan gedoen kan word nie. Jy weet, in dieselfde asem is daar ook nou weer die storie van Tshwane se burgemeester wat News24 se adjunkt burgemeester wat News24 onthul het, jy weet wat sekuriteitskontrakte ter waarde van miljoene rande het met ander munisipaliteite ver van hier af. Die feit is net dat openbare amptenare mag nie eintlik sulke goed doen nie. Hulle mag nie ekstra besigheid doen nie. Dis 'n wet. So die ou moet eintlik onmiddellik afgedank word. En hier is nie uit nie een kontrak nie. Nee, dis meer as een kontrak, maar jy weet, hoekom nou keer jy die mense by die ander dorpe om jy hou daai besighede terug want jy het nou kontakte. Nou sit jy hier van Pretoria af en jy doen nou die besighede daar. Waar is dit oral? Ek kan nie eens meer onthou nie, ek is so kwaad geweest toe ek dit gelees het. Lepalele en Madibeng. Jy weet, en die man sit nou hier so in die raadsaal. Dit laat 'n mens nou wonder oor die oorname van die nuwe koalisieregering in Pretoria. Is dit gedoen om hierdie goed weer moontlik te maak, want onder Cyril Brink is planne gemaak om van hierdie goed ontslae te raak nie. Jy kan nou maar sê wat jy wil van hom, maar hy het ten minste hierna gekyk en gekyk dat dit nie gebeur nie, jy weet. En as dit so aangaan, gaan dit nêrens kom nie. As die ANC nie die politieke wil het om teen hierdie mense soos hy op te tree nie, gaan dit nêrens heen gaan. Gert, ek wil amper so sê, as al regtig regverdigheid is, wil ek vandag al hoor dat daar opgetree word teen hom. Nie gister nie oormôre nie, oor 4 maande wil ek hoor, daar's nou ondersoek alweer geloos deur die hoeveelste komitee nie. Hy moes vandag nie opdag hy moet vandag geskort word, ten minste hangende verdere ondersoek. Laat al hierdie goed deeglik ondersoek word. Ek wonder of mense nie moet kyk na in 'n stadium, mense wil nie nou nog 'n kommissie hê nie, want daar's te veel kommissies, maar dat jy 'n spesiale ondersoekeenheid. Jy kan seker die spesiale ondersoekeenheid vra om hierdie goed te ondersoek of laat 'n mens 'n deel van die spesiale ondersoekeenheid afvaardig om net na munisipale sake te kyk. Jy weet, want dit is waar dienslewering gebeur, dit is waar mense se dit raak jou daaglikse lewe. Jy weet, en volgende jaar is natuurlik die munisipale verkiesing. Nou moet mense weer besluit, stem ons nou vir die ou? Stem ons vir die party wat dit moontlik gemaak het? Stem ons vir 'n party wat diens lewer? Jy weet, van al ons metros, ek dink daar's 8 metrostreke in die land, het net Kaapstad 'n skoon audit gekry. En daar lyk dit ook nie heeltyd te wonderlik nie. Nou moet jy weet hoe lyk dit in die ander metros wat nie skoon audits gekry het nie. Gert, dis op die oog af eenvoudig om te sien dat sommige munisipaliteite uitmekaar uitval. Meeste munisipaliteite uitmekaar uitval, veral as dit kom by dienste en by infrastruktuur. As 'n mens dink dis dalk laksheid, is hierdie artikel van die 1,4 miljard rand wat aan finansiële konsultante spandeer word, 'n absolute bewys dat daar in die munisipaliteite self nie mense is met genoegsame finansiële kennis of finansiële bestuurskennis nie. Maar Pierre, hoeveel keer het die president na die afgelope paar jaar in sy toesprake gesê, ons moet mense met die nodige vaardighede, wat die regte vaardighede het aanstel by munisipaliteite, maar dit gebeur nie eenvoudig nie. Want dan word op plaaslike vlak word daar werke gegee vir jou politieke maatjies. Dis wat gebeur. Dan kan hulle nie mas opkom nie, dan stel jy 'n konsultant aan wat teen ook 'n politieke maatjie is om nog van die geld verder te vermors wat jy nie eintlik het die munisipaliteit. Ja. Jy weet, hier by ons in die stede gaan dit daarom nog redelik goed, maar as jy kyk na van die platlandse dorpe hoe dit daar lyk, dis net verskriklik. Jy weet, dorpe wat daar lank sonder water en elektrisiteit moet klaarkom. Gert, maar ek dink almal wil optrede sien. Soos gaan jy eers keer kom die munisipale regering, jy het nie skoon audit nie. Okay, hier is jou eerste waarskuwing meneer van der Westhuizen. Tweede jaar kom dit, jy het nie skoon audit nie. Jy is nie bevoegd genoeg om in hierdie posisie te wees nie. Vat jou tassie en gaan. Maar nou waar sien ons hierdie optrede van enigiets? Wat mense moet net weer besef hoe
magtig hulle stemme is. Ons het gesien wat verlede jaar gebeur het met die algemene verkiesing. Dis nou 'n jaar omtrent sedert die algemene verkiesing verlede jaar. Wie sou kon sê die ANC sou met 17% val? Onthou nou, volgende jaar, November, is dit 10-1 of 'n bietjie later, is dit munisipale verkiesing. Moenie aan beloftes glo nie. Moenie mense glo wat beloftes maak wat nou al 30 jaar lank gewys het hulle kan dit nie nakom op plaaslike vlak nie. Stem teen hulle eenvoudig. Jou stem is baie magtig. Onthou die track record, soos die Engelse sê. Ja, kyk na die track record. Kyk na die track record van 'n sekere party, dan sê jy hierdie party is nou al soveel jare in bewind, kyk hoe lyk dit hierso. Jy weet maar die hele probleem is hierdie groot korrupsie in die munisipale stelsel, patronaatskappe, al daai tipe van goeders. Dit is wat munisipaliteite lam lê. Interessant. Ons moet plaaslik bly, voordat ons internasionaal gaan. Kom ons praat 'n bietjie oor die MK. Hulle het 'n nuwe hoofsweep. Ja, Pierre, lyk vir my as jy daar 'n ou job het, dan is jy het jy nie baie werksekerheid nie. Want nou die dag met die president antwoord en vraag sê in die parlement, hoor ons sommer, Colleen Makubele, welkom as MK se nuwe hoofsweep. Dit dog ons goeie aarde, maar as Mzwanele Manje nie die hoofsweep nie. Toe sy maar in die tussentyd stil uitgeskuif en sy is toe nou ingebring. Want hy kom glo nie met Dr. John Gloppe wat die parlementêre leier van MK is oor die weg nie, maar die mense lyk so belaglik in hulle kamoufleerdrag wat hulle parlement toe aantrek. Mense wil eintlik iets oorkom, maar nou ja, hy was nou al by elke liewe party onder die son behalwe die DA. So ek weet nou nie wat gaan hom nou te doen staan nie, maar dit is nogal 'n groot terugslag vir hom want hy die EFF verlaat om by MK aan te sluit. Toe word hy sommer die hoofsweep. Jy weet, maar ons het nou die dag gesien in die parlement ook dat MK as 'n oppositie beteken ook absoluut niks. In watter opsig? Hulle doen net niks. Wat doen hulle? Vra hulle oordentlike vrae? Nee, die oordentlike vrae word nou deur die EFF gevra, maar nou gedra hulle weer soos skoolkinders. Eergister so skoolkinders, jy weet, en ek sien hulle en Vincent Magwenya, die president se woordvoerder, is nou in 'n bekgeveg daar op X, want Vincent sê hulle is baie chaoties, hulle tree chaoties op en hulle het nie respek vir mense nie en hulle ja, hoekom is daar nou mense wat die president moet oppas? Toe sê Vincent vir hulle, maar kyk 'n paar jaar terug toe jy die podium bestorm waarop die president gestaan het. Dis hoekom ons mense daar het wat die president moet beskerm. En ek dink hy's reg. Ja. En ek dink regtig, maar jy weet dis die hele ding met partye soos MK en partye soos die EFF. Hoekom dink jy nog aan Julius Malema? Weens die chaos in die parlement en weens Kiel de Boer. En hy doen dit net om aandag te trek en die party is besig om so ver agteruit te gaan. Almal weet dit, almal kan dit sien. So hy doen hierdie goed om aandag te trek. Kyk, wie's ek? Ek sal tog Kiel de Boer sing, staf die Amerikaanse president, ek doen wat ek wil. Ons tree soos idiote in die parlement op en dan beskuldig ons die adjunkspeaker van rasisme as hy teen ons optree. Jy weet, dis waarmee ons sit daarso. Ons dis 'n probleem nogal, jy weet, en daar's nou geen ordentlike oppositie eintlik nie. Nee, dit sal my verstand aanhou te bowe gaan hoe mense vir MK stem, want ek weet nou nog nie waarvoor hulle staan nie, Gert, maar hulle self weet nie, Jennifer, dis hoekom daar sê elke 3 dae 'n nuwe tesourier-generaal of 'n sekretaris-generaal of 'n nuwe hoofsweep of 'n nuwe dit of 'n nuwe dat. Dit verander sommer net so woepwap. En niemand word verkies natuurlik nie. Ja. Jacob Zuma het gesê daar gaan nie 'n verkiesingskonferensie aan nie. Hy besluit wat gebeur. Natuurlik. Ek sien verbaas nie. Gert, meneer Trump het 'n terugslag beleef. Ja, dis eintlik die groot nuus van die oggend. Dit het nou deur die nag gebeur met hierdie vreemde tye wat 'n mens het. In Amerika is dit toe dag terwyl dit by ons nag is en daardie internasionale hof, die hof vir internasionale handel, dis 'n baie obskure hof. Ek het nog nooit van hom gehoor, moet ek bieg nie. Dit bestaan uit drie regters. Het toe besluit hy het sy magte oorskry deur al hierdie tariewe in te stel. En dit word nou eers gestaak. Hy het nou uiteraard uit die regering appel aangeteken. So dit sal nog 'n tydjie vat. So dit bring net meer onsekerheid nou mee omdat niemand nou weet wat gaan vir wat nie. Maar die tariewe op Mexico en Kanada en het hulle gesê is in China natuurlik is ongeldig. Dit geld alles behalwe motors, motoronderdele en wat daarmee verband hou. So meneer Trump het daar 'n probleem want die hof het nou besluit dat jy weet dit is duurder. Ingevoerde goed word nou duurder vir Amerikaanse burgers en vir maatskappye wat hulle toe nou besluit het nie hy het sy magte oorskry. Ek sien een van die regters is nogal deur hom aangestel. Daar's net 3 regters. Een kom uit Ronald Reagan se tyd, dis baie lank terug. En een is deur Barack Obama aangestel. So dit sal nou interessant wees om te sien hoe hierdie ding ontvou, jy weet. Ek dink nou die regering gaan 'n hele paar $1 miljoen instoot in sy appel en dit sal interessant wees om te sien wat gebeur, maar dit skep nou net daai onnodige onsekerheid. Die markte het baie positief gereageer
in Amerika op die aankondiging. Die aankondiging hierop. Ek het gedog dis in Suid-Afrika waar die staat aangevat word in die hof, maar dis interessant om te sien die Amerikaners doen dit ook. Ja, baie sake gaan na hof toe daar in Amerika, Peer, en jy sien Trump het nou al sy ontevredenheid daarmee uitgespreek en wat mense bekommerd maak dat hy hom nie in die oppergesag van die reg steur nie, want elke keer as daar hofsaak teen hom gaan, dan beledig hy die regters en hy beledig almal. En nou ja, so dan word daar geappeleer en dan gaan dit nou maar weer aan en aan en aan. So baie interessant, ja. Laat die mense deur die howe regeer word eintlik as deur die regering nie, veral hier by ons. Want hier gaan alles hof toe. Wel, as jy 'n grondwet het, is dit hoe dit werk. Ja, dit is hoe dit werk as jy 'n grondwetlike demokrasie het. Dis baie waar, nee. Baie waar. Nou ja, Gert, ons moet 'n bietjie gesels oor Eskom. Hier in Pretoria het ons nou gister 'n groot deel gehad wat sonder krag was hier en daar. Eskom sê egter hulle weet nie waaroor die ding gaan. Nee, dis nou spesiaal, hierdie storie is spesiaal vir Jennifer nie, want daar's mos nou gerugte dat daar volgende maand 'n 14 ure kragonderbreking gaan wees in sekere dele van die land. Dit lyk vir my dis meer Gauteng en die Noord-Kaap. Dit het nou verskyn op sosiale media. So Eskom ontken dit ten sterkste. Hulle sê dit is vals nuus, fopnuus. Jy moet net stories glo as hulle 'n amptelike verklaring uitreik. Die probleem in Pretoria was mos die substasie. Plaaslik, ja, dit plaaslik. Daarmee word daar nou vordering gemaak, maar ek dink dit help nie jy vertel dit vir die mense wat daaronder lê nie. Ja. Maar ja, dis eintlik jammer. Ek weet nie hoekom wil mense sulke goed op sosiale media plaas. Om my kwaad te maak, Gert, dis eintlik al mense is my kwaad te maak vir Eskom. Maar jy weet dit kan tot paniek en goed lei. Ek weet nie hoekom speel mense sulke speletjies. Onthou julle nog tydens die inperkings ook, dan is daar hierdie gerug word versprei so stilletjies, drankwinkels gaan weer toegemaak, word dan stroom almal drankwinkels. Kan jy hulle blameer, Gert, dat hulle stroom dan? Ja, gebeur ja, kom ons gesels agterna daaroor. Maar ons is baie dankbaar dat dit fopnuus is, dat daar nie 14 uur onderbreking gaan wees nie. Dis goeie nuus vir Eskom, hulle hou my nog gelukkig. Iemand wat nie gelukkig is op hierdie stadium nie, is Vladimir Putin. En Donald Trump nie, want Putin hou hom nou harkwas wat vredesonderhandelinge betref om die oorlog in Oekraïne te beëindig. Jy weet, mens kon duidelik sien sedert Trump aan bewind gekom het, hy sy oorlog vererger. Hy steur hom nie eintlik aan die hande wat uitgereik word om vrede te maak. Die arme Zelensky probeer vrede maak van Oekraïne, maar Trump het nou moeilik geraak. Hy en Putin het nou al Amerika en Rusland, wat mense eerder so stel, het nou al 'n paar beledigingkies uitgeruil. En daar is gesê uit Amerika uit dat as Putin nie nou inskikkelik vir vrede is nie, sal hulle ook sanksies begin toepas. En Europa het nou ook sy sanksies verskerp. Sekere lande in Europa het hulle sanksies verskerp. Duitsland het selfs gesê dat hulle Oekraïne sal help om langafstand missiele te ontwikkel. En dit het Putin ook nou kwaad gemaak en gesê, hy toelaat blyk daar sal 'n derde wêreldoorlog uitbreek as enige Europese lande durf waag om Rusland binne te val. So daai saakie bly maar nog onverkooklik en in die tussentyd gaan mense dood. Geen einde insig nie. Ja, geen einde insig nie. Ja. Gert, 'n mens moet praat oor Israel. Een van die groot politieke gewese persoonlikhede van die Israeliese regering het sy stem dik gemaak. Ja, Ehud Olmert, die voormalige premier, het gesê Israel is besig met oorlogsmisdade in Gaza. Wat vir my interessant is, Duitsland het hom ook uitgespreek teen Israel en dis die eerste keer wat dit gebeur. Dit is nogal veelzeggend. Dan is daar lande so Spanje en Ierland wat ook al uitgespreek het, Kanada, Frankryk, tot Israel se groot misnoot hulle uitgespreek teen wat in Gaza gebeur, maar wat in Gaza gebeur is nie baie goed nie. Dit is verskriklik eintlik wat daar gebeur. Ek weet nie hoe kan 'n mens daarmee saamleef nie. Jy weet, Trump is vir my nogal stil oor wat daar aangaan. Hy het nog nie te veel daaroor gesê nie. Dit lyk amper of hy en Netanyahu iewers vasgehak het en hulle is nie meer so lief vir mekaar nie. Maar Amerika kan hier 'n baie positiewe rol speel, want sonder Amerika kan Israel nie veel doen nie. En Amerika het 'n baie magtige stem wat dit betref, jy weet. So ek hoop maar Trump gaan daar ook 'n bietjie praat, want hy het regtig die magte. As hy nou 'n oorlog wil eindig, kan hy daai inbei. Ja, en Israel ontken die feit dat daar op Gaza, op mense van Gaza geskiet is. Ja, dis nou mense van Gaza wat gestroom het na 'n voedselpunt toe waar voedsel uitgedeel is. Jy weet, hulle het soontoe gestroom, daar's nou geskiet. Ek weet nie hoeveel mense, toe ek gesien het was daar 2 mense dood. Ek weet nie hoeveel is dit intussen tyd nie, maar jy weet, dit kom neer op dit is verskriklik, die verontmensliking van mense wat so honger is
Ja. As daar kos is, dan stroom jy. Dit is net, jy maak net nie so met mense nie. Ek kan dit net nie klein kry die nie. oorlog maak mense eintlik net mismoedig, want waar eindig dit? En dit lyk nie of daar eindig in sig is in Rusland en Oekraïne nie, dit lyk nie of daar eindig in sig is hierson nie. En intussen jy weet, sukkel die mense op die straat, die doodgewone mens, sit sonder kos, en weer eens gaan ek sê, weet, sit jouself in iemand se skoene, daai persoon se skoene wat in 'n tou moet staan vir kos, en dan sien jy koels verby jou vlieg, en voordat ons te uitgesproke raak oor, ja, hierdie is reg, of ons moet hierdie doen, wat ons is geneig om dit te doen, plaas jouself net vir 5 minute in iemand anders se skoene, oor hoe hulle moet voel. Nee, dis baie waar, Jennifer, dan praat ons nie eens van ander oorloë in die wêreld nie. Nou ja, dit is maar lyk my in die aard van die mensdom om oorlog te maak, en hulle het oorlog gemaak van die begin af, en ons sal seker met 'n oorlog eindig ook nie. Absoluut. Dan praat ons oor die Franse en hulle presidente. Ja, die Macron situasie waar sy vrou om so in die gesig gestoot het, en wat toe die vliegtuig se deur oopmaak, toe stoot sy hom in die gesig. En dit was nêrens in die Franse koerante nie, want daar's 'n tradisie soort van, dit kom nou 'n bietjie onder skoot, van jy los die president se private lewe uit. Hier sal dit nooit gebeur nie. Ja. Brittanje sal dit nooit gebeur nie, maar in Frankryk het hulle, en Amerika ook nie, maar in Frankryk is daar, jy weet, Franse presidente kom met baie weg, veral wat buite egtelike verhoudings betref, is daar nie een wat dood is aan 'n hartaanval ook by 'n prostituut nie, jare, eeue gelede, nie eeue nie, maar dekades gelede, jammer. Maar nou ja, in hierdie verhouding tussen Macron en sy vrou is nogal, jy weet, word gereeld bespreek daar. Ja, dis nog redelik wyd gepubliseer. Bespiegelings wat rondloop, daar selfs een wat sê sy's 'n man. Ag, een. Ja, maar nou ja, so kom ons sien nou, maar hy kan baie gelukkig wees dat hy die Franse president is, want jy weet, hier in die storie word nou baie vorige presidente vermeld wat verhoudings gehad het en al die tipe van goed. En Macron self sê ook, nee, maar los 'n president uit, sy private lewe moet sy eie bly, en hy moet dan sy werk kan doen, jy weet, maar aan die een kant kan jou private lewe jou seker beïnvloed hoe jy jou werk doen, jy weet. Jy bly maar 'n publieke figuur, né? Jy bly 'n publieke figuur, jy weet. Sodra jy instem om 'n publieke figuur te word, laat jy jou stel jy jou bloot aan alles. Ja, absoluut. En dan moet jy seker nie kla nie. Ja, kyk, wat mense in Engeland nie sal doen, en Gloucester nie sal doen vir 'n stuk kaas nie. Dis ons laaste enetjie waar ons afsit. Ietsie interessants. Is daar nou alweer bene gebreek? Ja, 'n paar mense sê, sal sien daar's 'n foto van 'n man wie se arm bietjie. Dis nie net Britte nie, Peer. Dis mense van reg oor die wêreld, want die wenner in die eerste resies was 'n Duitser. Die mense gaan teen daai styl afdrang, hulle rol hulle of wat doen hulle alles. Ek weet nie, jy kan nie eers sê bolle makiesie slaan of wat nie, maar vind die vinnigste pad af. Vinnigste pad af, en dan kry jy 'n paar pond, ek weet nou nie hoe dit in kilogram om te sit nie, maar so double Gloucester kaas. Dis nou lyk my baie lekker, want ek sal jy om al daai goetertjies aan te vang vir 'n stukkie kaas, moet jy nogal van kaas hou. Jy moet van daai spesifieke kaas hou. Nou weet, daar's een foto van 'n Superman wat ook daar teen die bult aftuimel, maar ek sien 'n Superman het nou toe een van die resies gewen, jy weet. Daar's blykbaar duisende toeskouers ook daar. En natuurlik polisie wat 'n oog hou, en dan is daar ook jou noodhulpspanne wat moet ingryp. En hierdie jaar was dit baie rye se ambulanse. Ja, hierdie jaar was dit 'n bietjie moeiliker want dit is baie droog daar. Dis nou volgens hulle het hard geval. Hulle het so harder gegaan as verlede jaar toe dit modderig was. Jy weet, modder is bietjie sagter, dit maak jou veiler, maar dit is sagter dan ten minste. Nou ja, vir 'n stukkie kaas, jy weet, ek weet nie, ek kan nie onthou dat ek al ooit die kaas geproe het nie. Het julle al? Gloucester. Double Gloucester, ek weet nie. Ek weet nie. Dit is net baie geurig. Volgende keer as jy kom, dan gesels ons daaroor. Double Gloucester, ons proe. Ons proe hom, ja, okay. Onthou dit, ja, vir ontbyt. Gert, maar dankie vir die saamgesels vanoggend. Plesier, Jennifer. Dit is Gert van die Westhuizen, bly geskakel net nog ons voort. Trust, investing in your future.